jy is hier van Blouberg Auctioneers. Jy is die oor die afslaer by hier in Otjiwarongo. Ja. Vertel vir ons bietjie, as ek nou wil bees veiling toe bring of ek verkoop bees of ek koop bees, wat se dokumente moet ek hê of wat se goed moet ek hê voordat ek bees na julle toe na die veiling toe kan bring? Ag, ek dink die belangrikste wat nou die laaste tyd hier by die veilings was is maar die knoppiesvel en stof. Jy het mos knoppiesvel in die land uitgebreek en ja, so die diere, as die boere moes hulle diere gespuit het en dan 21 dae gekwarantyne het op die plaas en hulle dan veiling toe bring. Maar dan as jy hom veiling toe bring, moet jy jou knoppiesvel sertifikaat teenwoordig hê. So dit was die laaste tyd baie belangrik gewees. Okay. En dan is dit om jou transport permit, waarmee jy vervoer wat jy van die plaas af jou diere ry tot in Otjiwarongo. Ja, jy kan nie aankom sonder 'n permit. Nee, jy kan nie sonder 'n permit. Partykeer is daar probleme met die sisteme en goed en dan help ons met veeartseny en so. Almal vat mekaar se hand en help. Ja. En wat is daar nog? Jou plaas moet geregistreer wees. Daai goed is alles moet reg wees van die begin af. Ja, jou diere moet op jou plaas geregistreer word. En dan wat belangrik is as jy 'n permit uitneem, sê nou maar dit is jou beeste. Jy kan nie as dit op jou naam die permit is, die geld by haar laat inbetaal word. Dan is daar nou weer ander papierwerk betrokke. Dan moet jy nou weer vorms teken. So dit moet op jou naam wees. Ja, so jy bring jou permit, geld word in jou bank kan betaal en dan jou bank confirmation letter ook. Jou bankbrief wat sê FNB of bankvalide. So dit is nou as jy wil bees verkoop. Ja, dan verkoop jy. As ek nou bees wil koop, wat het ek nog nodig as ek nou bees wil koop by julle of by die veiling wil koop? As jy wil koop, is geld belangrik. Ja. Eerste dis die eerste ding wat jy moet in jou bank moet reg. Ja. Maar nee, jy moet maar 'n brand hê. As daar is soos as jy koop om te slag, kan jy sê nou maar 'n plaaslik laat slag by 'n local abattoir, soos by Wieringen of by Namakwa of iewers kan jy slag. En die poort is die ander een hier by ons plaaslik nou. Kan jy by hulle laat slag. Ek dink hulle vra die afval of so. Dis nou vir slag. As jy nou slagbeeste koop of skaap of so kan hulle jou so. Dan het jy nou nie 'n permit nodig na jou plaas toe of so. Maar as jy vir jou plaas, as jy koop om mee te boer of so of vorentoe te gaan om te laat groei. Dan gaan jy nou jy moet geregistreer wees op 'n plaas en hulle neem aan die permit van hier af uit plaas toe, maar dan het jy net jou stokkrant nodig. Al die nommertjies word dan outomaties van ons veiling af op die plaas gesit. So dis eintlik nie 'n groot moeilike proses om te koop en te verkoop. Om te koop is dink ek makliker as verkoop. Verkoop het jy bietjie goed wat jy moet hê voordat jy dan bring. Ja, maar dis nie moeilik. As ek nou bees verkoop, is daar enige kommissies of hoe werk die kommissie? Betaal die verkoper of die koper die kommissie? As jy bees bring, as jy bees bring met die verkoper betaal die kommissie. Dit is dan 6%. En dan Meatport vra 0,6%. So dis eintlik al wat jy betaal, is 6%, 0,6%. En dan nou natuurlik jou transport. As ek dan nou bees het en ek het nou nie 'n laarie nie, want baie mense het nie hulle eie laaries nie. Reël jy vir die mense die bees van die plaas af hiernatoe toe of van hier af plaas toe of kan jy hulle so ons doen net ons plaas langs vooraf met jou bespreek? Ja, jy bel maar so 'n week of wat voor die tyd of so. Party mense val dit nou so dat dis hitte oomblik dan net ons het dan plaaslik lorries en van ons eie lorries ook wat ons gebruik wat ons kan stuur uit na die plase toe. So dit is doenbaar. Ja, ons het verskillende grootte lorrietjies so. So as jy nou net 8 koeie het, dan stuur ons jou lorrietjie wat bietjie goedkoper is, maar wat die 8 koeie kan bring. Ja, so daar's ook 'n minimum of maksimum diere wat jy kan bring. Jy kan ook net jou een bees bring as jy wil. Dan word dit 50 soos jy wil. Try ons 'n trailer op. Want as ek nou sê maar besig koop en nou het ek my hand opgesteek en jy het al die bot toegeslaan op my en ek sê shit, dit is nou nie reg nie. Hoe lank tyd het ek nou kans om jou te sê luister, dis nie reg ek wil hom trek of as die bot toegeslaan is dit ongelukkig. As die bot toegeslaan het, dan is dit ongelukkig eintlik net die afslaer wat die besluit kan neem oor die dit is nou so, jy het hom nou gekoop, is joune, maar baie dan as ek mos nou dit kom en ek sien hoe jy het nou regtig 'n fout gemaak en dan help ons jou, sê ons okay, sorry ons veil dit weer om, dit gebeur, dan gaan daar 'n pak weer, dan dink hulle dis verse of hulle dink is stollies, dan is dit verse, dan kom die koper en sê ek het gedog stollies. Ja, dit dan kan dan help julle daarin, so dis nie finaal en dan sit jy nou met die probleem. Ja, dan is die as die verkoper is of verduidelik ons die saak, ons veil hulle weer oor op so. Ja, dit gaan nie so.